Partykeer eindig 'n ou op in omstandighede of in 'n situasie waar jy nie wou wees nie. Baie van ons is dalk in 'n situasie of omstandigheid waar jy nie wil wees nie as gevolg van die lewe. Ek wonder as 'n ou soos Josef sy broers laat doodmaak het in steede daarvan om hulle te vergewe. Waar sou ons gewees het vandag? Here, hoe kan ons anders as om heilig, heilig, heilig te sing? Here, as ons in U teenwoordigheid inbeweeg. Here, hoe kan ons anders as om te sê, waardig is die Lam, die een wat almal van ons se sonde op hom geneem het, sodat ek en jy kan lewe. Here, vanaand is my gebed dat ons net weer eens sal besef, Here, die grootheid van U. Here, ons kom nou net uit Paastyd uit en ons het dit wat U aan die kruis vir ons gedoen het gevier, Here. Dis nie hartseer Vrydag nie, dis nie trane Vrydag nie, Here, dis goeie Vrydag. Here, want ons weet dat Sondag op pad is, Here. Here, ons weet dat U opgestaan het daai Sondagoggend, opgevaar het hemel toe en nou aan die regterhand van God sit, Here. Here, en dan dra ons die hoop binne in ons rond. Dat Here, net soos wat U opgevaar het, U eendag weer sal terugkom. En daarom sing ons vanaand, Here, waardig is die Lam. Waardig is U om aanbid te word, Here. Waardig is U van ons tyd en ons opoffering, Here. Waardig is U, ons koning en ons God. Here, mag U vanaand net in hierdie plek wees, Here. Mag U by elkeen van ons kom stil staan. Mag U woord ons kom verander, Here, ons gedenke vernuwe, Here, en mag ons hierdie week ingaan met 'n boodskap van U af, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Ons almal weet, ons kom nou net uit die Paastyd uit, nê? En ek kan nie anderste as om vandag net weer ons 'n bietjie terug te laat dink aan laas naweek nie. Ek weet nie van julle nie, maar ou se lewe raak so vinnig besig met 'n klomp onnodige goed, dat 'n ou baie keer vergeet, dat ons nou net die grootste fees gevier het in Christelike geskiedenis. Ek weet nie of julle weet nie, maar laasweek toe ons die leidingsweek gehad het, wat ons gebedstasies hier by die kerk gehad het, het ek net weer eens besef, dat laas naweek het daar seker miljoene kerke die evangelie boodskap gepreek. Almal op verskillende maniere, dalk met ander benaderinge, hulle het dalk ander goeters uitgebeeld. Ons kerk het die kruisstasies gehad en dit was ongelooflik, die van julle wat daaraan deel gehad het. En een ding wat ek besef is, maak nie saak hoe ons hierdie ongelooflike boodskap oordra nie. Hierdie boodskap is die rede dat ek en jy vanaand hierso sit. Die boodskap van Jesus Christus wat mens geword het, ons sonde op hom geneem het, gesterf het en weer opgestaan het, is die fondasie van ons geloof. As dit nooit gebeur het nie, was ek en jy nie vanaand hier nie. So ek wil vanaand net so oomblik skep
waar ek jou net wil herinner, moenie weghardloop van Paasfees af nie. Dis 'n tyd wat ons eintlik elke dag moet vier. Want as God my nie kom uithaal het uit die plek waar ek was nie, waar sou ek nie vandag gewees het nie? As God nie my lewe kom verander het en omgedraai het nie, waar sou ek nie vandag gewees het nie? Nou ek wil vir julle iets baie belangriks ook sê vanaand, is dat ek weet almal van julle is nie perfek nie. Okay, ek gaan dit weer sê. Ek weet almal van julle is nie perfek nie. Anders sou ons soos die ouens in die Bybel kom haal word met 'n koets en sommer reguit hemel toe wees sonder om dood te gaan, nê. As ons perfek was. Maar ons is nie en ons gaan dit nooit maak nie. Ons gaan nooit perfek wees nie. Want die perfekte mens is Jesus Christus. En ek weet nie van julle nie, maar ek is baie ver van dit af. Maar as gevolg van God wat in ons harte woon en werk, kan ons elke dag streef om bietjie meer soos hy te wees. En ek wil vanaand vir jou sê, moenie opgee met jou pad met God nie. Al val jy terug, moenie opgee met jou pad met God nie. Want jy is vandag beter af saam met hom as wat jy sou wees sonder hom. Al lyk jou lewe dalk nie soos wat jy graag wil hê dit moet lyk nie, en al voel jy soos 'n hipokrit. Ons almal doen, nê? Ons almal doen met tye. Weet net dat saam met God is jy beter af as sonder hom. Nou ek wil vanaand met julle 'n interessante gedeelte deel. Ek wil eintlik oor 'n heel ander topik gesels het, en een oggend hierdie week, 2:00 die oggend, toe maak die Here my wakker en hy verander my hele tema, my hele boodskap. Okay, so hierdie preek was 2:00 die oggend uitgewerk. Ek wil by julle hoor, wie van julle het al ooit gedink jy is in verkeerde tyd gebore? Enige iemand? Nee? Ek weet nie van julle nie, maar ek kyk baie keer, ek weet nie of jy enige Star Wars fans is nie. Al die ouer mense, wonderlik. Ek is ook 'n Star Wars fan. Ek dink dit sou baie cool gewees het om in daai tyd gebore te wees, want jy het nie 'n probleem met potholes nie, jy vlieg net bo dit. Dis great, dis wonderlik, nê? En ek dink ook nie hulle het 'n probleem met die petrol of die dieselpryse nie, want ek weet nie met wat vlieg daai goed nie. So, okay. Maar ek dink nogal, baie van ons dink ons is dalk in verkeerde tyd gebore. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie so gedink. Ek het al baie gedink, Jessie, as ek maar net 'n paar jaar terug gebore kon word, nê, wanneer die ekonomie nog great was en jy tou kon slaan vir 'n goeie pay, maar nou is ons hier waar jy 4 grade moet hê en dan nog steeds 2 jobs moet hê, nê. Nou daar's 'n interessante verhaal in die Bybel. Hierdie verhaal van Esther. En ek dink Esther was ook 'n vroutjie wat gewonder het of sy nie dalk in verkeerde tyd gebore was nie. Nou om vir julle so 'n bietjie agtergrond te gee van die tyd van Esther, in daai tyd was daar 'n baie ryk koning. En hy het 'n verskriklike groot partytjie gehou wat 'n paar dae aangehou het. En op 'n dag toe hy vrolik was van wyn, toe stuur hy sy mense om sy koningin te bring, sy vrou te gaan haal, sodat hy haar pragt aan die mense kon wys. En toe hulle by haar aankom, toe sê sy vir hierdie slawe, sy gaan nie kom nie. En die koning was ewig ontsteld hieroor. Nou ek weet nie van julle nie, ek het al 'n paar foute gemaak as ek kwaad word. Enigiemand anders? En ek dink ook is 'n goeie boodskap vir die vrouens as jou man jou roep gaan. Okay. Want wat toe gebeur het is, hierdie koning het wetgewing toe uitgeskryf en hy het toe gesê, hierdie vrou mag nooit weer voor hom verskyn nie. Hy het in werklikheid vir haar 'n egskeidingsbrief gegee. En sy is uit die paleis uit gegooi. En toe sy woede bedaar het, was hy baie spyt oor hierdie wet wat hy neergeskryf het. Sy raadgewers het toe vir hom die volgende ding gesê. Nou,
ek wil so 'n bietjie reverse, want ek het 'n stukkie gemis. Dit was sy raadgewers wat ook vir hom gesê het om hierdie wet te gee, deur te gee. Toe luister hy vir hierdie selfde ouens wat hom nou net die verkeerde ding laat doen het, en hulle sê toe vir hom, koning, hoor hierso, ons het nou 'n great idee. Ek weet ons eerste een was dalk nie so goed nie, maar hierdie een is great. Jy kan gaan kry al die dames in 'n sekere ouderdom in die hele koninkryk en laat hulle 'n aand saam met jou spandeer en dan kies jy vir jou 'n nuwe koningin. Nou Ester was in daai tyd hierdie ouderdom. Nou ek weet in vandag se tyd is ons nogal baie opinionated, nê? My opinie maak saak. Ek wil vir jou baie slegte nuus. In daai tyd het jou opinie 0 beteken tensy jy die koning was. En hulle het vir Ester ook gevat na die koninkryk toe. En hulle moes dan 'n tydperk deurgaan van reiniging en mooimaking en ek weet nie olie en allerlei goeders wat tussen 6 maande en 'n jaar geduur het. En dan was hulle geroep na die koning toe en hy moes sy koningin kies. Nou interessant is iets wat ek uit hierdie verhaal nogal leer is dat God nie onkant gevang word nie. Ek weet nie of dit al ooit sleg gegaan het in julle lewens nie. Enigiemand? Of gaan dit net great? Praat ek met verkeerde groep hierso, nê? Partykeer eindig 'n ou op in omstandighede of in 'n situasie waar jy nie wou wees nie. Partykeer is dit ander mense se keuses en besluite, nê, soos die vrou wat gekies het om te tik en dan in jou vasry. Maar baie keer is dit jou dom besluite waar jy kies om te tik en dan in iemand anders vasry, nê. En dan sit jy in 'n situasie en 'n omstandigheid waar jy nie wil wees nie. Baie van ons is dalk in 'n situasie of omstandigheid waar jy nie wil wees nie as gevolg van die lewe. Nee? Baie keer is dit maar net die lewe. Die lewe is onregverdig en dit is ongelukkig net hoe dit is. 'n myn het toegemaak en jy het dalk jou werk verloor of wat dit ook al mag wees. Life happens. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het myself al baie dae gekry waar ek in 'n slegte situasie was. En ek is so bly God vind homself nie onkant nie. Ons vind onsself dalk baie keer onkant, maar God word nooit onkant gevang nie. En dan wat gebeur is, God gee ongelooflike guns aan Ester by die koning. En die koning kies haar as koningin. Hy sit haar in 'n posisie waar sy inspraak het in die koning se lewe. Nou ek wil 2 versies met julle deel, en hierdie 2 versies het my al deur diep water gevat, nê. Veral in plekke waar ek nie wou wees nie. Die eerste een staan in Romeine 8 vers 28 wat sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluite geroep is. Dis 'n mooi gedeelte in die woord, nê. Waar God sê, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Maak nie saak jou omstandighede of selfs jou verkeerde keuses nie. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Die tweede versie sal julle baie goed ken, want is een van my gunsteling versies, maar ek wil graag vers 12 ook saam met julle lees, is Jeremia 29 vers 11 en 12 vir die van julle wat my nie baie goed ken nie. Het sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Vir my 'n ongelooflike mooi gedeelte in die woord van God. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek dink Ester was op daai stadium in 'n ongelooflike plek. Imagine jy word opgeroep in 'n situasie waar jy nie regtig wil wees nie, en God laat die beste uitkoms met jou gebeur. Ek bedoel, ek dink nie daar's 'n beter uitkoms as jy wat koningin kan word nie, nê. Nou, om so 'n bietjie terug te kom na die storie van Ester toe, op 'n dag was een van hierdie koning se raadgewers, se naam Haman. Haman
is een van die koning se raadgewers en die koning verheerlik hom toe deur te sê dat al die ander raadgewers in die koning se koninkryk moet voor hom buig as hy verbyloop om hom so te verheerlik. En dan lees ons van 'n ander man met die naam van Mordegai wat Ester se oom was. Nou hy het basies vir Ester groot gemaak en Mordegai het nie baie van Haman gehou nie. Hy het nie baie van Haman gehou nie en elke keer wat Haman voor hom verbygeloop het, het hy geweier om te buig. En toe het Haman besluit, hy gaan 'n plan beraam. Hy gaan nie net vir Mordegai doodmaak nie, maar hy gaan sy hele nasie uitwis. Hy gaan al die Jode doodmaak. Nou wat vir my interessant is op daai stadium vind Mordegai hiervan uit en hy skeer sy klere en hy stuur toe 'n boodskapper na Ester toe om vir haar hierdie nuus te vertel. Nou, ek moet so 'n bietjie agtergrond hier gee want dit is baie belangrik, anders gaan julle nie hierdie volgende gedeelte lekker verstaan nie. Hoe dit in daai tyd gewerk het is, die koning moes jou laat roep het voordat jy in sy teenwoordigheid kon ingaan. As jy nie geroep was deur die koning nie, was daar geen manier vir jou om by die koning in te kan gaan nie. Inteendeel, as jy dit sou waag om by die koning wel in te gaan, was dit strafbaar deur jou dood te maak. En dit het Ester baie goed geweet. Inteendeel, as jy 'n bietjie Ester gaan lees, en ek gaan nie deur die hele boek hardloop nie, want anders gaan ons baie lank hier sit vanaand. Maar as jy so 'n bietjie deur Ester gaan lees, gaan jy hoor Dani aan die gedeelte voor, dit wat ek nou vir jou wil lees, sê sy nogal, die koning het my 30 dae laas laat roep. Jy weet ek kan nie by hom ingaan nie. En dan sê Mordegai hierdie volgende woorde vir Ester in Ester 4 vers 14. Hy sê vir haar, as jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Hulle sal doodgemaak word. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Nou ek wil vanaand vir julle as gemeente sê, ek weet daar's 'n klomp van ons wat groot posisies het by die werk. En ek weet daar's 'n klomp besigheidsouens in ons gemeente. En ek wil vir jou sê dat God het jou aangestel in daai posisie vir 'n tyd soos hierdie. God het jou in daai posisie geplaas vir 'n tyd soos hierdie. En dalk sê jy vanaand vir my, Franco, hoor hierso, ek is in geen groot posisie nie. Ek is net 'n man vir my vrou of dalk 'n pa vir my kinders. Dis die hoogste posisie wat ek het. Verder is doen ek maar net 'n klein werkie. Ek het niks anders nie. Wil ek vir jou sê, God het jou geplaas in 'n plek soos daai. Want wie anders gaan jou familie die evangelie leer? Wie anders gaan in daai plek instap en vir hulle wys wie Jesus regtig is? Daai verantwoordelikheid is joune, kind van God. Nou ek wil vir jou sê dat dit nie die eerste keer is dat God iemand in 'n plek en 'n posisie gesit het om die Jode te red nie. Daar's 'n storie ook in die Ou Testament. En die storie begin met 'n ou met die naam van Josef. Julle ken vir Josef, nê? Die jong ouetjie wat drome gedroom het oor sy broers en sy pa en ma wat voor hom gaan buig en toe dit met hulle gaan deel het. Ek weet nie of dit wys was nie. En sy pa het baie van Josef gehou. Hy het vir hom 'n mooi kleed laat maak en hy kon by die huis bly terwyl sy boeties moes skape oppas in die veld. Nou ek weet nie van julle nie, as 'n jong man sou ek ook gekies het om eerder by die huis te wees as om skape op te pas in die son, nê? En toe een dag wat gebeur het is, Josef moet vir sy broers gaan kos gee, want hulle werk in die veld terwyl hy by die huis lê en niks doen nie. En hulle besluit toe, hulle gaan hom eers doodmaak. Hulle vang hom, skeer hierdie kleed van hom af en gooi hom toe in 'n put. En gelukkig, in steede daarvan om hom dood te maak, verkoop hulle hom toe as 'n slaaf.
Nou ek en my sussie het nie altyd ooreengekom nie, maar ek het nog nooit gedink om haar te verkoop nie. Okay, wag, ek gaan dit rephrase. Ek het al gedink om haar te verkoop, ek het net nooit voortgegaan om haar te verkoop nie. En dan lees ons hierdie storie van Josef, né? Hierdie ongelooflike storie waar as 'n slaaf verkoop was, homself opwerk in Potifar se huis en dan druk Potifar se vrou hom eendag vas en hy ruk los, hy doen die regte ding en hy eindig op in die tronk. En in die tronk lê hy drome uit vir 2 manne en hulle vergeet van hom. En nadat hy 'n hele paar jaar in die tronk was en die koning van Egipte het 'n droom gekry, onthou die cupbearer, die skinker weer van, o ja, daar was 'n ou in die tronk so 'n paar jaar terug wat my uitgehelp het. Ek weet nie van julle nie, maar ek sou nogal redelik omgekrap gewees het as hulle my vergeet het in die tronk. Daar's baie beter plekke om my te vergeet, soos in Hawaii of sulke plekke, maar nie in die tronk nie, né? Jy sien, deur al hierdie goed was God besig om met Josef te werk. God was besig om in Josef se hart en sy lewe te werk. Hy was besig om hom te vorm in die man wat hy wou gehad het, hy moes wees. En toe hy die koning van Egipte se droom uitlê, toe word hy aangestel as tweede in beheer van die hele Egipte. En raai wat? Op 'n dag sit hy daar op sy troon, en hy is besig om kos uit te deel en te sê wie mag eet en wie mag nie eet nie, want ons hongersnood in die land, mense is letterlik besig om dood te gaan, maar Egipte het voorspraak gemaak, want hulle het 'n ou gehad met die naam van Josef, wat die koning se droom kon uitlê. En sy broers daag voor hom op. Nou ek weet nie van julle nie, maar Josef het op daai oomblik die mag gehad om hulle te kon wegstuur sonder kos. Hy het ook die mag gehad om soldate af te stuur en hulle dood te maak. Nou net soos wat ek baie keer die gedagte gehad het om my sussie te verkoop, sou ek dalk die gedagte gehad het om hierdie ouens dood te maak. Maar as gevolg van Josef, wie vasgehou het aan Jesus Christus, nie aan dit wat mense aan hom gedoen het of sy omstandighede nie, het God sy hart verander. En God red die hele Israel in daai oomblik. As Josef sy broers doodgemaak het, was daar nooit 'n volk van God nie, het Israel nooit bestaan nie. Ek wil vandag vir jou sê dat God het jou in 'n plek aangestel vir 'n tyd soos hierdie. God het jou in 'n posisie gesit sodat jy die koninkryk van God kan gaan uitbrei, kan gaan uitleef, kan gaan plaas in daai area. Nou julle weet al vir baie lank ek sukkel met die gedagte van goeie ou dae. Want ons as Christene kan nie aan dit vashou nie, ons kan nie dit glo nie. Want die Here het die beste vir ons in stoor. Sy planne en drome vir ons is dan soveel meer. Dis altyd die beste en dit lê nog voor, dis nie agter ons nie. As ons glo in die goeie ou dae, wil ek vir jou sê jy's nie 'n kind van God nie. Want al vernietig hulle ons land vanaand, is die beste op pad. Want ek weet nie van jou nie, maar ek is op pad hemel toe. Die ergste wat hulle aan my kan doen is my lewe vat en dan staan ek voor my Skepper, my God. Die beste ding of die slegste ding wat hulle met my kan doen is die beste ding wat met my kan gebeur. Ek wil vanaand vir jou sê, die beste lê voor ons. En dan sê hierdie versie dit so mooi in Jesaja 43 vers 18 en 19. Dit sê, maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. God staan op die punt om iets ongeloofliks te doen. Nou ek gaan afsluit met hierdie laaste storie. Saterdag aand, gisteraand, is ons by 'n konsert. Oom John, wat is daai ou se naam?
Daar vang vra ek hom ook vas. Ek kan ook nie onthou nie. Daar sy wonderlik. Jy was eers daar nie en jy weet. En Rian Benadi en sy pa het opgetree, great show. En ons is daarso en iets wat die kunstenaar wat voor hom gesing het gesê het my nogal gevang. En ek wil vanaand dit met julle deel want ek dink dit is iets ongelooflik. Nou hierdie ou het eintlik 'n awesome testimony gehad wat hy vertel het. Sy sing kort so 'n bietjie werk, maar hy het 'n great testimony gehad. En hy sê op een stuk die volgende woorde. Hy sê dat God vir ons 'n toekoms het. Hy sê dat dit wat in die verlede gebeur het en dit wat die regering verkeerd doen en al daai goeters, ons kan dalk nie daarin iets doen nie. Maar ons kan bepaal wat ons gaan doen. Ons kan bepaal om 'n lig vir hierdie donker wêreld te wees. Ons kan bepaal hoe ons gaan optree en wie ons gaan wees. Ek wonder nogal as Esther nooit ingestap het by die koning en haar lewe gewaag het nie. Waar sou die Jode gewees het? Ek wonder as 'n ou soos Josef sy broers laat doodmaak het in steede daarvan om hulle te vergewe. Waar sou ons gewees het vandag? Jy sien, God sit ons in ongelooflike plekke van invloed en mag. En dan kyk hy of jy dit vir die regte redes en die regte doel gaan gebruik. Hoeveel van ons sit nie in 'n plek van invloed nie, maar ons gebruik nie daai plek van invloed om die koninkryk van God uit te brei en te vergroot. Gisteraand het 'n ou wat 'n doodnormale wêreldse show gedoen het, impak gemaak deur 'n klein deeltjie van sy testimony te vertel. Waar maak jy impak? Waar brei jy die koninkryk van God uit? Kom ons sit so, kom ons sluit af. Here Jesus, as ons na hierdie woord kyk ons na twee ongelooflike verhale, Here. Here, waar U twee mense gebruik het om 'n nasie te red, Here. En Here, so is U nog nie klaar met ons nie, Here. U is nog nie klaar met elkeen van ons nie. Here, elkeen van ons het 'n posisie iewers of het invloed in iemand se lewe waar ons koninkryk met hulle kan deel, Here. Waar ons die evangelie met hulle kan deel, Here. Here, al is dit vanaand net in ons gesinne se lewens, al red ons net ons kinders en ons vrou vir Jesus Christus, Here. Here, U het ons verantwoordelikheid gegee om daarin te tree en dit te doen. Here, vanaand is my gebed dat ons plekke van invloed sal gebruik om U koninkryk uit te brei. Here, en soos wat ons terugdink aan Paasnaweek, wat laas naweek was, Here, dis nie eers ver weg nie, Here. Besef ons net weer eens dit wat U vir ons kom gee het, Here. Hierdie ongelooflike sacrifice, waar U troon, die koningskap verlaat het, om mens te word. Here, ek dink aan Dawid se woorde, waar hy sê, wat is ons as mens, dat U selfs aan ons sal dink, Here. Ons is soos die oggendmis, ons is soos 'n veldblommetjie, ons is een oomblik hier, en die volgende weg. En tog het U gekies, Here, om soos ons te word, om Uself te vereenselwig met ons, Here. En dan het U die wêreld se sonde op U geneem, vir ons dood gegaan, sodat ons weer 'n verhouding met U kan hê. Here, daai boodskap verander tot vandag nog harte en lewens. Here, mag ons nie daai boodskap in ons harte in ronddra en met niemand anders deel nie. Here, mag ons nie die lig binne in ons hê en dit onder 'n bed sit of onder 'n emmer wegsteek nie, Here. Maar mag ons lig op 'n lampstander sit
sodat ander mense kan vra, wat is anders aan jou? Hoekom tree jy anderste op in situasies? Hoekom behandel jy mense anderste? Hoekom is daar vreugde en vrede in jou hart? Mag ons daar dan die evangelie deel. Ons storie van waar Jesus ons gevat het en gevorm het om te wees wie hy wil hê ons moet wees. Here, dit is my gebed vanaand in Jesus naam. Amen.